All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow. Ons sien in hierdie gedeelte dat hulle blaas die basuin en dan vat hulle die kruik en hulle slaat hom stukken. Ok, ek het dan 'n bietjie anders omgedraai, maar om dit vir julle mooi duidelikheid te stel, waar is die groot ding waar ons nou in die verbond by is? Ons is nou by die verbondsluiting. Dis eintlik waar ons nou trek met die voorbereiding. Met ander woorde, kom ons noem dit die voorbereidingslesings, die voorbereidingsonderrig, om ons in posisie in te bring. Ok? So ons is nou by sterwe. Weet julle wat, ons wil nie sterf nie. Ons het so ver gekom om te sê, weet jy wat, jy moet oorgee. Jy moet surrender. Ok. Want die Bybel sê dit, laat jou begeertes bekend word aan God. Dis nie dieselfde as in Romeine 6 nie. Jy moet sterf. As enige iemand vir jou vertel, luister som, is tyd om dood te gaan. Niemand moet dit vir my vertel nie. En dis wat ons gaan moet leer in die verbondsluiting. Dis wat ons moet gaan leer oor wat het daar gebeur. Want ons bid 'n gebed, Here, ek sterf nou. Maar as jy nie verstaan waaroor dit gaan nie, en jy het nie die basis in jou gees nie, gaan jy dit nooit beleef nie. Want wat het ons geleer? Daar's 'n basis wat in my gees geskep word. En wanneer ek dit dan spreek, dan word dit wat in die gees gebeur het realiteit. So, wat ek vir julle wil sê is, die kruik wat stikkend geslaan word, is die vlees in jou lewe waarmee God deel, wanneer jy altaar toe gaan. Want daar's 'n sterwe in die kind van God. En ons kom nooit daarby uit nie. So wees versigtig dat julle verstaan, hulle kom en hulle slaan die erdekruik stukken. Jy kan nooit Jesus reflekteer terwyl jy in die vlees loop. Jy kan nie. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees die erdekruik stukken slaan, sodat die vlam wat binne in jou is, na vore kan kom en ons Jesus kan demonstreer in die wêreld. Maar nou wil ons 'n revolusie. Ok, ek verstaan. Ons het nou 'n paar dele al gedoen tot hier en ons het mekaar gepraat. Baie interessant, dit is vir my baie mooi om te kyk na die typering van Gideon. Weet jy wat, ek sou dit nooit kon uitdink nie. Dit is vir my fantasties om te sien hoe sluit dit aan by Openbaring 12. En as jy nou nie, jy weet, vreeslik excited is daaroor nie, sit af die video. Ek is rasend excited. Kom ons sê, ek is oorweldig in opgewondenheid. Nou het ek almal se lus en smaak nagekom. Maar as een nou wat ons vergeet, kry jy oproep by die Kaap uit. Luister, ons wil praat oor gebed. Ek sê nee, ons kan praat oor gebed. Maar nou moet ons begin, ons gaan nou gaan ons hierdie goed aanvat. Ek moet nou gaan bid. En ek het in my voorbereiding tot hierdie gesprek gaan sit, en toe onthou ek, toe bring die Here vir my weer 'n greep van my opleiding. Nou ja, toe ons in die weermag was, het nou heeltemal anders, maar okay, kom ons bly maar net daar. Jy sien wat ons nie weet nie, en wat ons nie verstaan nie, is vir my, die weermag en die opleiding wat ons ouens ondergaan het, vir my so 'n sprekende voorbeeld van dit wat besig is om te gebeur. Ons opleiding. Ja, hulle roep jou op, hierdie ou kry 'n kennisgewing, hy gaan infantry toe, daai ou kry 'n kennisgewing, hy word 'n syner, hierdie ou kry 'n kennisgewing, hy gaan word 'n meganikus, hierdie ou kry 'n kennisgewing, hy gaan na daai eenheid toe. Maar al die eenhede doen basiese opleiding. Waarom? Wel, hulle moet met die arrogansie, kan jy dink hoe arrogant is jy matriek? Jy dink jy is die slimste ding wat gebore is. En hulle moet daarmee deel.
Onthou as jy loop en daai korporaal skree vir jou, val, dan vra jy nie vir hom, oom, wat bedoel jy nie? Of jy draai om en sê vir hom, luister, is 'n bietjie hard nou hier. Kan ons nie net 'n bietjie links gaan? As hy sê val, is jy klaar onder op die grond. As jy dit nie doen nie, sal jy verstaan wat beteken mishandeling. Daai tyd het ons nog nie human rights gehad nie, maar die humans was nie daar nie. So, al wat hy gedoen het, hy skop en slaan jou, tot jy hoor. So nou kom ons en sê, is dit wat gebeur? Ja. So daar's 'n basiese opleiding van 3 maande. Almal ondergaan dit. So nou kom ek en ek sê, kind van God, wow, daar's 'n voorbereiding in jou lewe. Sien julle dit nie in die Bybel nie? Sien julle nie dat daar waar Josef gestaan het, was daar 'n voorbereiding nie? Sy voorbereiding was die tronk. Moses, dink jy nie het 'n voorbereiding gehad nie? Ek gaan vir julle stukke uit Moses in die Bybel uitlees. Weet jy wat? Toe hy nog in Farao se koninkryk was, het hy eendag uitgestap. Gaan lees 'n bietjie daarna. Hy het uitgestap en hy het so gekyk en hy het gesien hierdie 2 ouens veg, hierdie 2 Christene, 2 Israelies veg met mekaar. En sê nee, toe slaat die Egiptenaar dood. Hoor jy wat ek sê? Toe besluit hy, dis nou tyd dat ek my roeping uitleef. Weet jy wat gaan gebeur as jy dit doen? Die Here het 'n roeping op my lewe geplaas. En nou sal ek sorg dat dit gebeur. Stop. Hy is besig met voorbereiding. Nee, kers is Ou Testament. Moses, ja, hoor. Josef, ja, verstaan. Sien eens by wat van Paulus? Jy weet as jy die gedeelte van Paulus se bediening lees in Handelinge, dan klink dit, Ananias het vir hom gebid, skille van sy oë val, daar gaan hy kerst in die hele land. Nee! Ek dink dit is in Galasiërs, gaan lees dit daar, hy was 14 jaar in Arabië, broer. Al wat ons van sy lewe weet is 2 lyntjies in 'n skriffie. En toe hy uit Arabië uitkom na 14 jaar, toe gaan hy Jerusalem toe na die broers toe. Gaan check maar, ek het dit uitgevind by die pastoor. Hy is slim. Dan kom ek en ek sê, manne, daar's 'n voorbereiding. Nou as jy die voorbereiding deur is, en jy is op hoogte, man, good for you. Ek sê nie dis onmoontlik nie, want die Here kan jou self te doen. Maar weet jy wat, ek was te onnoosel. Ek het my byna dood gesukkel. En ek het al die goed, die praktiese ervaring oor al die jare geleer. Nou kom ek net en ek wil die ou help wat sukkel. Soos jy sukkel. Kom. Ek sê jou help. Dis waarom ons besig is met hierdie lering. Dis waarom ons besig is om in detail daarna te kyk. Want dis die onderbou. En as jy nie die onderbou het, jy gaan dit werk nie, manne. Want in daai basiese opleiding leer jy goed. Jy leer om jou skoene skoon te maak. Jy leer om op die grond te slaap nadat jy jou bed opgemaak. Dis alles dissipline. Jy leer om met 'n geweer te skiet. As jy nie weet om 'n geweer te skiet nie, weet jy. Hoe werk dit? Jy leer al die verskillende aspekte wat die basis vorm vir wat jy gaan doen. Jy het dit nodig, al is jy 'n syner. Jy het dit nodig, al gaan word jy in diensvakskool gesit. So, die basiese opleiding wil God vir jouself gee, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar ek wil net hoor. Baie van julle het al reeds begin om daai lering te ontvang. Maar ek nooi julle uit. As jy daai absolute passie in jou lewe het, begin luister, begin op 'n punt. Maar moenie luister in die kar terwyl jy besig is om 'n koffie te drink. Gaan sit. Maak dit jou oggendtoewyding en skryf dit neer. Kry die vrae. Kry die vrae wat in jou hart opstaan. Kontak my. Dis hoekom ons die kontakpersoon hier daar sit. Ek maak plek daarvoor en ek sit met die mense en ek deel met hulle. Nou, verstaan, as ek met 1 tot 1 deel, is dit goed.
Nou kom ek en ek sê, besef dit net. Hier kom 'n disippelskap in groepsverband. Dis waarom ek so uitsien daarna, dat die Here begin om die mense se harte te roer, om saam te kom, om saam te bid, want ek glo in daardie saamgebondenheid is ook deel van die voorbereiding. Want dit is waar ons mekaar help om uit te kom by die eindbestemming, om die intimiteit van God te ken. Nou ek hoop hierdie beeld van Gideon, wat ek vir julle probeer saamvat het, is vir my 'n geweldige seën. Want dit gee my so 'n duidelikheid en so 'n toepaslikheid in die land. Want dit ons kan sien wat hy doen. Kom ons kyk, waarheen gaan dit? En dan stap ons oor na die verbond met God. En as jy hierdie klaar geluister het, dan kan jy soontoe gaan en dit volg. Dit val ook in 'n paar dele uiteen, maar die kern daarvan is kom ons sterf. Kom ons sterf. Nou ja, geniet wat jy doen en hou vol. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream.